Goeiemôre gemeente en baie welkom by vanoggend se erediens. Daar waar jy in jou huis sit en hier waar ek in my huis sit, is ons saam 'n gemeenskap van gelowiges. En ons is hier om die Here te aanbid. As jy jou Bybel by jou het, blaai asseblief solank na Galasiërs 5, ons teksgedeelte kom vanoggend daaruit. Ek wil jou uitnooi om nou net vir 'n oomblik jou oë toe te maak. Net vir 'n oomblik bewus te raak van jou lyf, van die feit dat jy is in jou huis. Raak bewus van jou liggaam en hoe jy voel. Raak bewus van jou gedagtes en gee dit vir God. Die Here vra van ons om na hom te draai, wanneer ons nie weet wat ek kan doen nie. En daarom, soos die psalmskrywer sê, kyk ons op na die berge en ons vra, waar kom ons hulp vandaan? En dan weet ons hulp kom van die Here. En daarom groet ek jou vanoggend in die naam van ons almagtige Vader wat die berge geskep het, wat die wêreld in sy hand het, wat in beheer is van ons elkeen se lewens, en deur wie se genade alleen ons leef. Amen. Ons gaan vanoggend begin deur saam 'n lied te sing en die Here te aanbid, en daarna kinders, is dit julle beurt en ek nooi julle om nader te kom. Vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat al sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, in geloof en werke, in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige dood, om hulle te verseker, hy het jou nie gehoor. Ja, hy lê die steen, en hy is die rots, sy fundament. Hy is God, o ja, hy is, ja, hy lê die steen, en hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Die Heer skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al pynig ons die smarte, al martel ons die leer. Die kruis van ons verlosser, sluit vergesigte oor. In 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Ja, hy lê die steen, en hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is, ja, hy lê die steen, en hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is God. Hy is God. Kom ons speel 'n lekker speletjie. Solank ons net nie weer wegkruipertjies
speel nie. Jy sê net so, want ek het laas keer gewen. Kom ons speel wolf, wolf, hoe laat is dit? Dit maak nie saak hoe laat dit is nie, dis lockdown. Hierdie is eternity. Die enige tyd wat ek wil weet, is wanneer dit tyd is om uit te gaan. Maar okay, hoe werk die speletjie, Mitsie? Een van ons is aan. En dan vra iemand, wolf, wolf, hoe laat is dit? En die wolf antwoord, tyd om te slaap, of tyd om op een been te hop. Maar sodra die wolf antwoord, tyd om te eet, moet jy weghardloop. Want as die wolf jou vang, eet hy jou. En dan is jy die nuwe wolf. Ek speel nie wrede speletjies nie, Mitsie. Dit is teen my beginsels. Jy is lekker laf. Kom ons speel. Ek sal eerste die wolf wees. Wolf, wolf, hoe laat is dit? Tyd om op en af te spring, my kind. Oeh. Wolf, wolf, hoe laat is dit? Tyd om te gaan slaap, my kind. Wolf, wolf, hoe laat is dit? Tyd om vir Fila te kilie, my kind. Nee, stop. Wolf, wolf, hoe laat is dit? Tyd om jou te eet, my kind. Nee, sis Mitsie. Dis net omdat ek die varkie is, dat jy my wil eet. Is nie, Fila. Jy beter hardloop voor die wolf jou vang. Wat? Het jou, Fila. Ag nee, nou is ek 'n choppie. Lekker ou Fila. Nou is jy 'n varkie in wolf se klere. Ek kan nie help ek hardloop stadig nie. My pote is gesplete en ek het net 4 tone. Ag, okay. Kom ons speel 'n ander speletjie dan. Wat van stakkie in die man? Ons hardloop en as ek jou vang, is jy vas en dan mag jy nie beweeg nie. Jy kom eers vry as jy 10 burpees gedoen het. Ek kan dalk nie hardloop nie, maar ek kan burp. Precies, dit stink, Fila. Oeps, daai wind het by die verkeerde gaatjie uitgepomp. Ag, Fila, kom ons los maar die speletjies. Ons is vas hier, ingehok, agter slot en grendel. Moenie hartseer wees nie, Mitsie. Die dominee sê altyd daar's 'n tyd vir elke ding en dis nou die tyd om by die huis te bly en te speel. Ja, Fila, maar die dominee sê ook ons is vrydiere. Jesus het ons vrygemaak. Maar ek is nie vry nie. Ons is gevang deur die wolf en stuck in the mud. Ek weet, die wolf is soos die wêreld. Dit wil ons insluk en dit laat ons heeltyd worry oor hoe laat dit is, want ons verloor tyd en raak agter en mis uit op die lewe. En as die wêreld wolf ons gevang het, dan sluk hy ons in en hy jaag vir ons tot hy ons vang. Maar God kom maak ons vry. Hy vat ons uit die nare wolf se hande en hou ons vas in sy hande. Ons hoef niks te jaag en ook uit te mis nie. Niks nie. Ons is vry. En daarom kan ons maak nie saak wat gebeur of waar ons in die lewe is nie, weet ons is veilig in God se hande. Hy gee vir ons die lewe. Ons moet net leef soos sy kinders. Dit laat my baie beter voel, Fila. Ek voel of ek nou weer bietjie kan asemhaal. Sjoe, ek dink ek het sooi brand van al die koek wat ons bak en eet. Ja nee, dis van al die bak en brou. Kom ons gaan soek vir jou Gaviscon. Dit is 'n baie goeie idee. Huppel, huppel, hop, hop. Huppel, huppel, hop, hop. Die woord is in my kop, hop. Die gees is in my hart, klap. Die lewe is 'n fees, al kan dit dalk soms moeilik
Ek wil stil wees, Here, en op U wag. Ek wil stil wees dat ek kan verstaan wat in U wêreld gebeur. Ek wil stil wees om na aan die dinge te kom, aan al U skepsels en hul stemme te hoor. Ek wil stil wees dat ek onder die baie stemme U stem kan herken. Toe alle dinge in diepe swye gewag het, sê die woord, het van die goddelike troon, o Here, U almagtige woord gekom. Ek wil stil wees en my daaroor verwonder, dat U vir my 'n woord het. Here, ek is nie werd dat U na my toe kom nie, maar spreek net een woord, dan word my siel gesond. Amen. Ek het 'n Mauser. Sy is 'n kruis tussen 'n Schnauzer en 'n Maltese. Haar naam is Lexie. En Lexie is 'n baie slim hond. Ek het baie vinnig agtergekom dat Lexie maniere verby die grense kry wat ek vir haar trek, soos om binne in die erf te bly. Ons erf is omring met palissade en ek moes mesh span sodat sy nie uitkom nie. Maar as ek weer sien, is sy buite en dan loop sy rond. Sy hardloop en gaan kuier vir al die honde in die buurt en by mense en by die sekuriteit by die hek. En dan bel hulle my en sê Lexie is buite en ek weet nie hoe sy uitkom nie. En toe eendag, toe vang ek haar, toe sien ek hoe klim sy die mesh uit soos 'n spinnekop, vertikaal. Lexie se behoefte om uit te kom, om vry te breek, was net te groot, is net te groot. En sy gaan aanhou probeer om maniere te kry om uit te breek. En elke keer dan gaan haal ons haar, ons verlore hond, want ons is lief vir haar. Ek dink ek verstaan vir die eerste keer wat Lexie voel, daai behoefte om vry te breek, om uit te kom. En dit laat my net weer besef hoe belangrik is ons as mense vrye wil vir ons. Ons het dit vandat ons klein is. As kinders wil ons net uitbreek uit ma en pa se arms wat ons vashou en wat oral keer. As tieners hou ons nie van die inkomtyd wat ma en pa vir ons stel nie. Ons wil op ons eie gaan bly. En soos ons ouer word, raak hierdie behoefte om vry te kom en selfstandig te wees en ons eie vrye wil uit te oefen al hoe sterker. Ek wil self kies wat se motor ek ry. Ek wil self besluit waar ek woon. Ek wil kies wat ek aantrek, hoe ek my hare dra, hoe ek praat. Niemand moet vir my sê wat ek doen met my geld nie. Ek is in beheer van myself. En dan verdiep dit. Ons wil vrykom die heeltyd van mense se verwagtinge en hulle opinies. Ons wil vrybreek ook van ons eie begeertes en verslawings. Ons wil vrykom. En hoe meer ons probeer om vry te kom, hoe meer besef ons, maar ons is nie vry nie. Die brief waaruit ons vandag gaan lees is geskrywe deur Paulus. En Paulus skrywe aan die gemeente in Galasië, 'n nuwe gemeente wat gevestig is, wat bestaan uit 'n klomp Joodse Christene en 'n klomp heidense Christene, mense wat geleef het as Jode en mense wat geleef het as heidene, tot bekering gekom het en nou aan een kerk behoort. En wat Paulus vir hulle te sê het, gaan juis hieroor, oor hulle vryheid, wat hulle net verkeerd verstaan. Galasiërs 5 vers 13 tot 15. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir ons sondige aard nie, maar dien mekaar deur liefde, want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle mekaar nie verteer nie. So hier sit Paulus met 'n gemeente aan wie hy 'n brief moet skryf. En hierdie gemeente het 'n groot probleem. Hulle bestaan uit twee groepe mense. Aan die een kant Joodse Christene, ouens wat groot geword het as Jode. Vandat hulle kinders was hulle geleer hoe om 'n Jood te wees en hoe om as 'n Jood God te aanbid en so deel van sy volk te wees. Van reinigingsrituele, van hoe jy eet, waar jy aanbid, die besnydenis, jou offerrituele, alles. Hulle het as Jode dit so ingeprent. Dit is hoe ons leef, dit is ons wette en dis wat ons Jode maak.
Aan die ander kant wat jy die heidene. En hierdie ouens het groot geword op 'n heeltemal ander manier, met ander oortuigings en ander reëls, en 'n ander manier van hulle self uitdruk as mense. En nou moet hierdie twee groepe saamkom en 'n kerk vorm. En hierdie ouens het vasgesit hieroor, want wat bring jy saam en wat los jy? Die Jode het vir die heidene gesê, ouens, as julle wil deel wees van hierdie kerk, is daar sekere wette wat julle moet nakom, en een van daai wette is die besnydenis. En die heidene het net gesê, daar is nie 'n manier nie. Jy gaan ons nie oortuig, liewe Jood, om ooit daai stap te neem nie. Hulle het beklei daaroor. Hulle kon nie ooreenkom oor hoe hierdie kerk van hulle moet lyk, en hoe dit saamgestel moet wees, en wat jy los en wat jy saambring nie. Paulus skryf spesifiek dan vir hulle. Paulus wil vir hulle sê, maar ouens, stop die bus. Toe julle nie vir Jesus geken het nie, was julle almal slawe. Jode, julle was slawe van die wet. Heidene, julle was slawe van julle eie selfsug en vleeslike behoeftes. En hier kom Jesus, en hy as te ware het 'n streep getrek en gesê, julle gisters, ek maak julle vry van al julle gisters. En ek sê vir julle nou, dat julle vry is om my kerk te wees. En daardie vryheid beteken, dat julle mekaar moet lief hê. Kies om te leef vanuit daai vryheid. Paulus wil vir hulle laat verstaan, dat hierdie is 'n nuwe begin. Kan nie die ou koeie saam met ons bring nie, hulle moet bly waar hulle is. Ons het nodig om saam te gaan sit en nie te vra, maar wat beteken dit nou, om as vrygemaakte kinders van God sy kerk te wees en te lewe? Die Jode het eintlik hulle lewe lank 'n probleem met heidene gehad, selfs in Jesus se tyd. So Jesus het gereeld vir die Jode geleer oor vryheid. Op 'n stadium sit hy saam met 'n klomp Jode, en dan vertel hy vir hulle die storie van twee broers. Die twee broers het saam met hulle pa op 'n plaas gewoon. En op die plaas het hulle getrou gewerk en die pa gehelp. Hulle was ryk, hulle het alles gehad, hulle het niks nodig gehad nie. Op 'n dag sê die jongste boetie, hy wil al sy besittings hê, alles wat hy erf, hy wil in die wêreld gaan leef. En dan gaan hy vat al sy goed en hy stap uit sy pa se huis uit. Die oudste broer bly agter en hy hou aan om getrou sy pa te help. In die tussentyd verslind die wêreld die jongste broer. Dit vernietig hom, hy verloor alles, homself, al sy besittings, en dan kom hy terug huis toe. En wat doen sy pa? Sy pa gryp hom, en hy druk hom teen sy bors. En hy verwelkom vir hom, en hy maak vir hom 'n feesmaal, en maak hom weer deel van sy huis. En dis dan wat ons die oudste broer se hart sien. Die oudste broer is woedend, hy kan nie glo wat sy pa doen nie. Sy hart wys vir ons dat hy nie lief is vir sy broer nie. Hy het nie gewens sy broer kom terug nie. Sy broer het gekies om te loop en nou kom hy terug. Vir wat? Die oudste broer is woedend want hier is hy al die tyd besig om getrou sy pa te dien. En wat kry hy daarvoor? Niks. Op die einde van die dag eindig die storie met die oudste broer wat buite gaan sit soos 'n stout kind terwyl die pa fees vier omdat sy verlore seun teruggekom het. Jesus vertel die storie want hy wil vir die Jode laat verstaan dat hulle is soos die oudste broer. Hulle wil nie die heidene aanvaar nie. Hulle is kwaad vir God oor sy goedheid en sy hart. Hulle wil hulle uitverstoot en sê, maar julle doen nie wat gelowiges behoort te doen nie. Maar julle Jode is nie vry nie. Julle verstaan nie dat God julle vry maak nie. Ek en jy is eintlik baie soos dit. Ons kyk na die jongste boetie en ons sien al die verskriklike sondes wat hy doen. En dan ruk ons Paulus se lysie uit van wat die vlees in die wêreld vol van is. En ons sê, maar kyk daar, dit is wat die jongste boetie is, vol vleeslike, menslike begeertes. Maar ons sien die skaal verkeerd. Ons sien God se hart en God se liefde weeg swaarder as die sonde van die jongste broer. Dit gaan oor God se hart.
Het gaan nie vir 'n oomblik oor die wette wat enige iemand onderhou, of die reëls wat enige iemand nakom nie. Het gaan nie oor wie wat doen vir God of nie doen nie. Dit gaan oor God se hart. En ek en jy kan nie kies wat in God se hart leef nie. Ons werk is om te vra, Here, dat wat in U hart leef, dat dit ook in ons hart sal leef. En God se hart is vir ons om vry te wees, om te verstaan dat Hy ons vry gemaak het. In die eerste plek is ons vryheid iets wat ons ontvang. Ek en jy kan dit nie verdien nie. Dis iets wat God doen deur Jesus. Ons sterf saam met hom, ons staan saam met hom uit die doodheid op. Jesus vat ons as te ware na God. Hy sit ons voor God se voete neer en sê vir God, hier is jou kind. Hier is jou verlore kind vir wie jy lief is. En dan, wat doen die Vader? Hy neem ons aan. Hy maak ons syne. Omdat sy hart 'n hart van liefde is. Dis genade. Ons ontvang ons vryheid. Ons is vrygemaak van al ons gisters. En daai vryheid beteken dat vir al ons môres, vir elke dag wat kom, is God se genade vir ons genoeg. Die tweede ding oor vryheid wat ons vanoggend moet besef en vir mekaar moet sê, is die feit dat ons vryheid ook gevaarlik is. Dit is gevaarlik want dit roep ons om daaruit te leef. Dis nie iets wat ons ontvang en in ons kas gaan bære en eendag gaan uithaal as ons dit nodig het nie. Dis iets wat deel vorm nou van wie ons is. Ons leef nou uit ons vryheid. En daardie vryheid het 'n bepaalde vorm waarin ons leef. En daai vorm is liefde. Ons is juis vrygemaak en daai vryheid vra dat ons wegdraai van onsself, dat ons uit ons eie egos en uit ons eie selfsug klim, dat ons ophou sal fokus op wie ek is en wat ek wil hê en wat ek kan gryp en hou en aan vasklou, maar dat ons juis sal laat gaan, sodat ons kan lief hê. Dis hoe jy lief het, wanneer jy laat gaan. En die enigste manier om dit te doen is om te verstaan dat jou vryheid beteken dat jy God kan vertrou met dit wat jy laat gaan. Here, ek laat gaan my behoeftes, ek laat gaan my drome, ek laat gaan alles wat ek so hard aan werk om self te bou. En terwyl ek deelneem en leef in my vryheid, vertrou ek U, Here, ek vertrou U liefde en ek vertrou U pad. Want die Vader weet wat sy kinders nodig het. En hy weet wanneer om vir ons te gee wat ons nodig het. My en jou opdrag is om te rus in ons vryheid, om te leef daarin, om keuses daaruit te maak. Terwyl die Gees op die pad ons toerus met wat ons nodig het in elke dag se leef in ons vryheid. Ek en jy vergeet hiervan. Ons vergeet dat ons vry is. En voor ons kan help, dan het ons weer teruggeklim in ons eie wil en ons sterk egos en ons selfgesentreerdheid. En dan sluk die wêreld ons in. Dan bevind ons onsself in die moeilikheid. Die waarheid van ons vryheid verander nooit. Nooit. Die verskil is, wanneer ek en jy ophou om daarin en daaruit te leef, dan beland ons in die moeilikheid. Dis dan wanneer ons die kans het en ons het daai kans om voor God te kom staan en te sê, maar Here, hier is ek. Ek breek my hart oop voor U, U wat elke verhouding waarin ek leef ken, U wat my werksomstandighede ken, U wat weet waar ek nou vandag in my huis is, U wat my ken en weet en geskep het. Here, ek kies om weer terug te klim in my vryheid in van dit waarvan U my vry maak. En dan bid ons, Here, neem die kommer uit my hart. Kom maak my nuut. Kom help my om hierdie vryheid te leef en te verstaan. En die Here wat getrou is, die Here wat jou Vader is, hy sal voorsien. Hy red jou, hy sorg vir jou. En dit is wat ons kan vertrou. As kerk, net soos die kerk in Galasië, het ons hierdie kans om vir mekaar te sê, maar ons is saam kerk. Maak nie saak waarvandaan ons kom, of met watse stories ons leef nie.
Ons enigste verantwoordelikheid is nie om mekaar te oordeel en te gooi met klippe en te byt en te verslind oor alles waaroor ons verskil en waar ek dink ek is reg en jy is verkeerd nie, maar om mekaar lief te hê. Dit is so eenvoudig soos dit. God se hart is vir ons om mekaar lief te hê. My gebed is dat ons sal op 'n weg hardloop en dat ons die dinge wat in gister is, wat ons nog vashou, die dinge in ons lewens wat ons vasbind, dat ons opnuut sal gaan na God en sê, maar hier is dit. En ek sit dit neer voor die voete. Here, kom maak my vry. Ons mag dit vra van die Here. En die Here wie getrou is, die Vader wat ons liefhet, die Vader wat ons aangeneem het en ons sy kinders noem, sal vir ons antwoord. Mag dit hierdie week met jou gebeur. Amen. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader om by te wees, om by te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Want die liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe, lewe, lewe. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God, soos 'n land sonder water,